till the ocean runs dry. My God is my provider. Though my heart may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak? I am listening. I can do this on my own. So I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. I believe you are able. I believe you are good. You are my provider, you are good. U is God en Here van die heelal, die God wat in ons harte inspreek en sy gees vir ons gee, sodat ons elke dag kan onthou dat ons genoeg het om van te leef, nie net op fisiese vlak nie, geestelik, emosioneel, sosiaal, elke vlak van ons lewe. Voordat ons saam lees, kom ons sing 'n lied saam. Ons gaan ook 422 weer sing, ons lied wat ons elke aand sing. So kom ons sing dit saam al twee die verse asseblief. 442. Kom ons staan en sing ons dit sommer saam. So staan.
Ons lees vanaand uit Efesiërs 3 en voor ek dit lees wil ek tog maar net ook weer terugverwys na Eugene Peterson wat vir my baie gehelp het om saam te dink oor die verskillende onderwerpe van die aande. En hy skryf vanaand oor aanbidding, skryf hy die volgende: Worship is a communal response to God's grace. Ons almal reageer op God se genade. Ons kom saam om te reageer op God se genade. It binds believers together in gratitude and in mission. Ons sê, bind ons saam in dankbaarheid en ons missie en ons opdrag, gehoorsaamheid in die wêreld. Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot en met vers 20. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En mag julle sy liefde ken wat ons verstand te bowe gaan. Mag julle sy liefde ken wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. So 'n pelgrim, geliefdes, is 'n reisiger wat in diepste weet dat ons op reis is, op soek is na geleenthede en na oomblikke waar ons die Almagtige kan raak sien, kan erken vir wie hy is. En ons ook weer, soos Paulus sê, eintlik wil ek amper sê, kan dubbelvou, kan buig, sodat ons hom kan aanbid en vir hom dankie sê. En dat ons as reisigers weet dat ons eintlik niks is sonder hierdie God. Wat as ons eintlik oor woorde soek om vir God te beskryf, om te sê wie hy is, dan raak ons eintlik maar net stil. Dan kyk ons vir mekaar en dan raak ons doodstil, want ons het nie woorde nie. Ons het nie woorde nie. Nie genoeg nie. Ons het tekort. Almal het deur geloof in Jesus Christus vrye toegang tot God. As ons as 'n geloofsgemeenskap Kasuwesyd bymekaar is, dan is ons veranker in Christus. Want Christus het toe hy op aarde was, die heeltyd daaraan ons herinnering gesê, my Vader het my gestuur, en hy stuur my na julle toe. Maar ek doen net wat die Vader vir my sê, en ek sê net dit wat die Vader vir my sê. Ons is deel van sy kinders, van die groot skare van mense wat na hom luister en hom wil aanbid. So ons almal deel in die godsvolk. Ons is deel van hierdie godsvolk wat Paulus op sy knieë wil dring, of wil Paulus op sy knieë bring, en hy vra in gebed dat God self, dat die rykdom van hierdie boodskap in sy volheid, nie deur hulle nie, maar deur alle gelowiges en nog wyer in hierdie wêreld besef sal word. So Kasuwesyd,
moet verstaan en moet hoor vanaand, dat die rykdom van God se heerlikheid in ons neerslag behoort te vind. Dis Paulus se hart, maar nie net vir ons nie, maar vir almal, sodat almal kan deel in die heerlikheid van die Vader. Paulus kom weer in hoofstuk 4 terug, om die gelowige aan te spoor, om self ernstig daaraan te werk, om die eenheid wat die Gees tussen hulle gesmee het, te handhaaf. Maar hier fokus hy op dit wat God van ons vra. Ons is deel van God se familie. En let op hoe Paulus hier oor die gemeenskap van gelowiges praat. Dis my familie. So dis wat die woord gemeenskap, patria in vers 14 eintlik beteken. Dis 'n familie wat die grense van tyd oorskry. Hulle is in die hemel en op die aarde. Hulle het ons vooruit gegaan, Moses en Abraham en Noag. Dis ook familie wat deur die geslagte heen een gemeenskap bly. Want ons het een Vader, ons het een Here Jesus Christus en ons is deur die een Gees deurdrink. Paulus kom en dan kom hy eintlik in 6 bedes vanaand. In hierdie droomgebed vir hierdie familie, dat hulle almal werklik heeltemal vervul sal word met die volheid van God. Soos wat hy ook in Efesiërs 1 vers 23 sê. En eintlik die droom vir God se kerk uitspel. So wat vra Paulus? Paulus vra nommer 1. Hulle het in die eerste plek innerlike krag nodig. Geestelike krag nodig. Iets wat die Gees doen in ons harte en wat die hoop oor die ewige koninkryk van gisteraand lewend hou, sodat ons daarna bly uitsien en dat ons daarna met entoesiasme en met passie, met geesdrif opgewonde raak daaroor. Hulle het in die tweede plek geloof nodig om oor die horison te kan kyk. Want dis hoe Christus se woonplek in ons harte kry, sodat hy 'n werklikheid in elkeen word. Ons glo in die dinge wat ons nie sien nie. Ons hoop oor die dinge wat vir ons beloof is. Daardeur sal die hele lewe in die derde plek in die liefde gewortel en gegrondves wees. Here, gee dat die liefde ons sal deurdrink, sal deurtrek, dat ons nie vir onsself sal leef nie, en nie vir ons eie fokusse, en nie vir ons eie belang nie, maar dat ons in die liefde gewortel en grondves sal wees, sodat want dit is onontbeerlik vir ons om vrugte te kan dra, sodat ander ook kan sien dat ons sy disippels is, dat ons aan hom behoort. En Paulus bid dan ook in die 4de plek, dat ons sal groei in insig. Insig in hoe ver die liefde van Christus strek, want dit sluit alles in. Let hoe Paulus dit letterlik die liefde van Christus as 'n soort 3-dimensionele kubus beskryf. Wanneer Paulus die dimensies aankondig, dis wyd, dis ver, dis hoog, dis diep. Wyd, ver, hoog en diep. Dis hoe ver Christus se liefde vir ons strek. Breedte, lengte, hoogte en diepte daarvan. Maar insig is nie alles nie, sê Paulus. Hulle moet Christus se liefde ken. En hier moet ons nou oppas vir ken, want as ons die woord ken gebruik, gaan ons dadelik na ons kop toe. Maar ons weet mos nou, jy kan 'n klomp teorieë oor liefde neerskryf. Maar dis nie wat Paulus hier op die oog het nie. Paulus kom hier na ons harte toe. Hy wil praat oor die ervaring in ons eie hart. Intieme kennis, dis 'n liefdeskennis. Dis 'n kennis van vat en voel en beleef. Sensories wil hy iets moet in ons aanskakel. In ons harte aanskakel. Ons moet dit ervaar. 'n liefde
wat eintlik ons begrip, ons verstand, ver te bowe gaan, wat baie groter is, as wat ons verstand kan bedink. En ons weet dit mos nou maar eintlik, nee. As kan vir my kind sê ek het hom lief, en gisterand praat ek met hom oor die foon, en hy sê vir my hierdie dinge, nee pa, ek nou eintlik gedink ons nou Desember maand kom kuier, ek dag, jy is al net nou die dag weg, nou wil jy alweer Desember maand kom kuier, nee, ons is mos lief vir mekaar, wil kom, ek kyk om so, ek sê vir hom, jy verlang man, my storie vertel jy. Dit wat jy sê, dit wat ek sien in jou, jy verlang net, jy wil vasgehou wees, al is jy nie 'n vashou kind nie. Jy wil weet jy hoort, jy behoort. Ja, ons kinders kry swaar as mamma en pappa weg is. En ek moet alleen agterbly. Dan wil ek net iemand weet, iemand hou my vas. Ek kan vir my 100 keer sê, maar ek gaan okay wees en is lief vir my, maar ek wil dit net voel. Ek wil dit voel. So Paulus sê, mag ons groei in hierdie intieme kennis van die Here, dat ons weet dat die Here nader kom aan ons as ons baadjie. Hy's in ons lyf in. Hy ons vas. En Paulus sluit af in die 6de plek met die gebed dat hulle heeltemal vervul sal word met die volheid van God. Presies dit wat hy bely het van die kerk in hoofstuk 1 vers 23. Dat ons vervul sal word met hierdie misterie God, dat ons, soos die kinders so goed kan wees as hulle verras word deur iets, kan sê, wow, sodat die misterie van God en wie God is, ons net sprakeloos laat. Maar meer as dit, dat ons 'n belewenis het, dat God ons totaal en al dit wat ons is, ons hele wese, ons hele bewussyn oorneem, en dat alles wat ons het en alles wat ons is, aan ons hemelse Vader behoort. Ons alles prysgee. Want dit is beter om by hom te wees, as by myself. En dit is wat God in hulle sal bewerk, om die waarheid te sê. Hy kan ook nog meer doen as wat Paulus of ons kan bid of dink, oneindig meer. En daarom kom al die eer God toe, in die kerk, in ons persoonlike lewens, in die wêreld, en tot in al die ewigheid. So wat is die betekenis van hierdie teks vir ons lewens? Paulus sê, en ons moet dit mooi fyn lees, en ek het eintlik daar in die begin, het ek nou nogal vir myself bestraf toe ek al verby is, toe dink ek moes dit nou gestop het, maar nou gaan ek maar weer terug gaan na toe. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader. Here, ek kan nie staan as ek in die teenwoordigheid is nie. Ek kan nie bly staan nie. Want die teenwoordigheid oorweldig my. En is so teen ons kultuur, so teen ons aard, daar's mos nou niks waarvoor ek skrikkie. Daar's niks. Ek is mos groter, ek kan alles oorwin. Ek kan alles oorwin. En dan het ek nog nie vir God leer ken nie. En dis wat Paulus sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Ek is, omdat God is. Het is daarom belangrik om gebed bewustelik, ook 'n bepaalde houding, met 'n bepaalde gesindheid te gaan na die Here toe. Maar ook om te weet tot wie jy bid. Wie is hierdie Here tot met wie jy praat? Paulus buig die knie en buig die knie bewustelik voor God die Vader. Die een wat name gegee, die een wat elke geslag benoem het. Dit is natuurlik dat die mense knie buig voor 'n groter gesag as jouself.
En partykeer, ja, word ons gedwing daartoe. In hierdie teks buig Paulus voor God. En dan beskryf hy God, dit is God die Vader wat die reg om naamgewing van elke geslag het. Naamgewing beteken dat God elke menslike geslag ken, maar ook stempel, en vir hom eintlik by die naam sê wie hy in sy identiteit is, wie hy is. En hy skep daarom ook 'n seggenskap oor ons elkeen, en God stempel die identiteit van mense as mense. En ons ontvang die lewe van God, en ons behoort aan God. Om in gebed te kniel, is daar nie net 'n gewoonte of 'n leë tradisie nie. Ja, en ons moet nou maar miskien kyk, want met die plankvloere van vandag en die lamineervloere van vandag is dit glad nie 'n pret om te kniel nie. Nee, miskien moet ons nou maar ietsie onder ons knieë insit, as ons weer besluit om voor die bed te kniel. Sodat ons genoeg tyd met die Skepper wat ons roep, wat met ons gemeenskap wil hê, dat ons genoeg tyd saam met hom kan spandeer. Maar dit gaan ook oor ons ingesteldheid, ons toewyding aan wie hierdie Here is. So dit is om die een aan wie ons behoort reg te eer as die een wat ons geskep het, ons besit en oor ons beskik. Ons is God se. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort nie aan iemand anders nie. Ons behoort aan God die Skepper. Gebed is 'n handeling wat konnekteer met God. Dis nie maar net 'n daad van gebed nie, maar veral die een tot wie ons bid. So ons connect, die woord wat ons so in ons gemeente gebruik, ons het connect groepe, ons connect met mekaar, maar ten diepste ontmoet ons die lewende God. En luister ons ook na wat hy vir ons sê wanneer ons bid. Gebed is om te weet, ek behoort nie aan myself nie, maar aan die God wat my geskep het, my verlos het, en my tot die einde van my lewe sal begelei, en selfs daarna. Paulus bid nie net omdat hy seëninge op die kerk wil afbid nie, maar omdat hy verlang na hierdie intieme gemeenskap, hierdie ervaring van hierdie grootsheid, hierdie groot God, wat afbuig na hierdie sondaar gebroke wese, mens. Maar daar is 'n stygende lyn in hierdie gebed van Paulus, en ons hoor dit wanneer hy begin, en eerstens dat Christus eerstens vertikaal gesproke deur sy Gees in die geloofsgemeenskap se harte sal woon. So God se Gees kom in ons harte en hy kom woon in ons harte, sodat hulle innerlik sterk kan word, sodat hy hulle innerlik kan versterk, om so in die liefde gewortel en gegrondves te wees, sodat ons kan wortels groei, sodat ons staande kan bly. So sy Gees kom in en deur ons, en het wortel, geef ons wortels, voet om op te staan, geef ons 'n platform om op te staan. Maar tweedens is die gebed dat Christus hulle sal bemagtig, horisontaal gesproke, om saam met al die gelowiges te begryp en te verstaan en te sien hoe omvattend sy liefde vir ons elkeen is. En derdens eindig dit op 'n hoogtepunt om vervul te word met die volheid van God. So dis so 'n crescendo wat begin vertikaal, horisontaal. En dan moet ons hande eintlik saam met die kinders van vanmôre by mikro, want ons sing so lekker, ons hande opgaan. Verheerlik sy naam. Verheerlik sy naam. En daarom kom hierdie gebed in vers 20 en 21. En ek kan dit eintlik op geen ander plek eindig nie as om te sê, aan hom, wat deur sy krag, wat in ons werk, die mag het, om oneindig meer te doen,
as alles wat ons bid of dink, aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur al die geslagte heen, vir ewig en ewig en ewig. Amen. Dis in Christus. In Christus. Bid hy vir krag, bid Paulus vir krag, geloof, liefde, insig, die omvang van God se genade, die konkrete belewenis van God se teenwoordigheid in liefde en die vervulling met die volheid van God. Hy bid nie net omdat die Efesiërs so verbeeldig en geestelik volwasse is dat hulle hierdie ryk inhoud verdien nie. As mense na die werklikheid van die eerste gemeente in Efese nou so terugkyk, was dinge nie so rooskleurig nie. So dit was nie so alles voor die wind nie. Daar was foute en probleme en tekortkominge. En daar was nie 'n gulde ontvangs van die evangelie onder die Jode in Efese nie. In Handelinge 19 vertel dat die reaksie op Paulus se prediking maar gemengd was. Sommige het sy prediking beswadder en was hardkoppig, wou nie luister nie. Die gemeente se statistiek was nie uit die boonste rakke uit nie. En dan kyk ons maar na Kursivier en dan kan ons dalk nou maar dieselfde sê, nee. Paulus het by die sinagoge gebreek en vir 2 jaar besprekings in die saal van Tyrannus gehou en uiteindelik is hy onder oproer uit die stad uit weg. Maar Paulus dink egter oor hierdie gemeente vanuit die werklikheid van God se teenwoordigheid, God se transformerende teenwoordigheid onder hulle. En Paulus onthou wie God is. Kyk nie nou wie die gemeente is nie, hy onthou wie God is. En die waarheid oor die kerk is dat hier 'n groep mense is wat in Christus in gebed is, in die gemeenskap met God lewe en deur die krag van God werk. En deur hierdie groepie mense, deur hierdie klein groepie mense word die heerlikheid, die volheid en die liefde van God in die wêreld geken. En wanneer Paulus sy fisiese oë in gebed sluit, gaan sy geloofsoë oop. En iemand skryf daaroor, daar is in die sluit van die oë 'n helder siende blik op die werklikheid. Gebed as sodanig is nie 'n ontvlugting van die feite in die werklikheid nie, maar eerder 'n diepgaande skoue daarop in die lig van God se intense betrokkenheid daarbey. God is in Efese. God is hier. Maar in ons teks gaan dit nie oor bepaalde ideeë en sekere insigte nie, maar om die begronding in Christus en in die lewe voor hom. Om in hom gegrond te wees, is om in sy liefde geworteld te wees. Dit is een ding om kennis oor en van Christus te hê, maar dit is tog iets anders om hom te ken en in sy liefde gewortel en gegrondves te wees. Ek sluit af deur vir julle aan te moedig en vir ons almal aan te moedig om te wees wat ons reeds is. Ons belydenis van wat God is en doen en ons gebed tot God om sy wese en werk in die geloofsgemeenskap tot sy volle werking te laat kom. Ons doel is net om dinge oor God te weet nie, maar om daardie dinge te doen en te leef. Hierdie gebed help ons om wat ons glo van onsself, dat ons kinders van God is, en wat ons glo van die geloofsgemeenskap, dat ons 'n gemeenskap is, wat tyd en ruimte oorskry, aan God op te dra, vir God te gee, en al hoe meer die wonder van 'n gemeenskap te beleef, wat regtig Jesus Christus ken, verankerd te wees, om vasgeankerd te wees, in die wete dat ons aan Jesus Christus behoort, dat hy ons Here en ons Vader is.
En dan moet ek ophou praat, want as hy ons Here en ons Vader is, kom ons bid hom, kom ons aanbid hom, kom ons sing dit uit in ons bekende lied. Here, hoor ons bid. Kom ons vou ons toe in aanbidding van die Here wat ons ken as 'n God wat vir ons lief is.
Ja, as ons hierdie lied sing, dan voel ek hoe die krag van die woord in my opstoot. En dan wil ek saam met die geloofsgemeenskap wat hier voor my sit, in die gemeenskap daar buite, wat Jesus Christus ken, dit uitdruk en sê, Here, U is die lig, U is die lig. En dan weet ek ook, daar is baie gelowiges, mense daar buite wat nie van die lig kan getuig nie. Sukkel met die lig. Maar Here, ek weet, dit moet my nie keer om oor die lig te getuig nie. So ek wil vanaand saam met die geloofsgemeenskap, Here, wil ek opstaan en wil ek 'n kersie gaan aansteek. Here, wil ek vanaand 'n kers aansteek om te sê, in my hart leef die liefde van die Here Jesus Christus. En almal moet dit sien. En almal moet daaraan deel. En U moet daardeur verheerlik word. So as hierdie liefde van Christus in jou hart opborrel, kom steek 'n kersie aan, stap vorentoe. En as jy dalk voel jy kan nie vanaand dit doen nie, om welke rede, of dalk hoor jy nie die Here met jou praat vanaand nie, dan is dit reg so, maar kyk dan na die liggies wat aangesteek word deur gelowiges wat 'n getuienis lewer oor die lewende Here Jesus Christus. So Stefanie speel vir ons nog so 2 of 3 keer deur hoor my Here bid en dan gee ons geleentheid vir die kersies om aangesteek te word.
Here, ons wil saam met Paulus vanaand net kom en U kom eer. Here, ons wil vanaand net kom getuig dat ons glo in die Here Jesus Christus. Ons glo in 'n skepper God, die Vader, wat ons baie liefhet. En ons glo in sy Seun Jesus Christus wat aarde toe gekom het om vir elkeen van ons te kom sterf. Maar nie te sterwe nie, maar ook op te staan en te lewe. Here, ons glo in 'n lewende Here Jesus Christus wat opgestaan het en ook die trooster na ons gestuur het om in ons te kom bly. Here, om ons te herinner daaraan dat ons in hierdie Here vasgebind is. Hierdie Skepper God vasgebind is. En dankie Here vir die lig wat dit bring in ons harte. En simbolies ook in die kers vanaand, Here, wat 'n getuienis is van die groot werk. Ja, Here, dankie dat ons ook hierdie liefde in ons kan kom voel opwel, waar ons weet, U lewe. Here, U is by ons, U ons vas. U teenwoordigheid is vir ons genoeg. En dan wil ek vra dat ons vanaand vir 'n paar oomblikke sal dink aan mense wat elke dag op die frontlinie staan om te getuig oor die lig. Ek dink nou maar vandag aan die onderwysers daar by Mikro, Here, wat ook tussen alle kurrikulumwerk iewers eers vir kinders moet wys hoe wyd en hoe groot en hoe diep U liefde vir ons strek. Kom ons gee geleentheid om sommer net in ons gedagtes te swerf by almal verby wat ons weet die verantwoordelikheid het, dalk 'n pappa of 'n mamma of 'n ouma of 'n oupa wat moet getuig oor die liefde van Christus. Here, dwars oor die wêreld heen is daar kerke. En in kerke is daar mense wat agter die skerms moet prosesse fasiliteer sodat die lig op 'n Sondag of watter tyd van die dag ook verkondig moet word. Ek dink aan kerkkantoorpersoneel. Ek dink aan mense wat geboue moet skoonmaak sodat mense kan kerk hou, sodat mense kan kom en dit 'n plek ontvanklik kan wees om te kan getuig oor die lig. Dink aan sendingorganisasies oor die wêreld heen, Here, wat so hard werk om seker te maak dat sendlinge uitgestuur kan word sodat die woord versprei. So kom ons dink vir 'n paar oomblikke aan almal wat steundienste lewer vir die lig. In Kusifiërsheid aan ons personeel, in Maritsa, Karen, Blanche, Hilda, Here, aan Hans, aan Vanessa, Verona, die baristas. Kom ons bid vir hulle.
En Here, dan is daar ook mense wat daagliks moet veg teen die duisternis. En dink aan mense soos die polisie, ek dink aan die mense wat in die howe werk, die landdroste, die regters, die advokate, die prokureurs, die mense wat elke dag 'n stryd voer teen die duisternis. En Here, as ons moet eerlik wees in ons wêreld, weet ons mos daar's soveel duisternis en soveel kragte wat aan die werk is. Beskerm, kom ons bid vir die beskerming van hierdie mense wat teen die duister veg elke dag. Bid dat die lig in hulle sal skyn, dat die lig in hulle sal kom. En dat daar ook nie duisternis in hulle sal wees nie, maar dat hulle vir die lig sal lewe. En kom ons bid en vra vanaand vir die Here dat ons volgemaak sal word deur die volheid van God. So kom ons dink 'n bietjie in ons harte en ervaar en voel in ons harte hoe sy liefde by ons kom bly, hoe sy liefde ons aanraak, God se liefde ons aanraak. En hoe dit ons lewens vol maak en hoe dit ons vul met sy genade en kom ons dank hom daarvoor. En as jou lyf leeg is vanaand, bid dan nou dat die Here jou sal kom volmaak, dat hy in jou sal kom woon deur sy Gees en dat hy jou sal seën met sy teenwoordigheid. Kom en vul ons met u vrede. U alleen, o Heer, is heilig. Heilig, heilig, heilig. Kom ons staan en sing ons saam met ons Vader.